Ek is so opgewonde vandag om by 'n baie spesiale plek te sit, saam met 'n baie spesiale vriendse van my. En voordat ons enigiets begin, wil ek net 'n stelling maak. François, ek gaan jou nou voorstel. En dit is dat ek glo dat teen 27, François, as jy nog nie 2 afbetaalde huise, ten minste die nuutste Fortuner ry. Ekskuus, Prado, Fortuner is baie 2020, ja. As jy nie ten minste 1 keer 'n jaar travel oor see, jy moet al getroud wees en ten minste 'n kleintjie op pad hê. Is jy nie waar jy moet wees nie, jy's agter. En jy moet bykom in hierdie lewe. Ek dink jy's lui, ek dink jy's besig om regtig mis te vat. Ek weet nie van jou nie, François, maar ek dink dit is net waar ons is in hierdie tyd. Dat teen 27 moet al hierdie goed alreeds uitgesorteer wees. Sure. Wie jy soveel as wat ons glimlag, lag, gegil daaroor, kan ek nie help om te dink dat dit is ongelukkig as ek op my Instagram feed scroll, is wat ek sien nie. Ja. Is dit gesprekke waarin ek al was nie? Is dit leeuoe waarin ek al gekyk het, wat hunker na van daai stellings nie? Ja. En dit is presies die ding wat ek vandag wil aanspreek. Ek sit die afgelope tyd en kuier met menigte, kom ons noem dit 20-jariges, maar ek wil dit nie net daar kort hou nie, daar's meeste mense wat al 30, 40 is, wat nog steeds sukkel met hierdie gedagte. Ek's agter. En die rede hoekom ek vandag met jou kuier, François, is dat die oomblik toe ek hierdie ding wil aanspreek uit 'n geestelike perspektief uit, oor hoe moet ek en jy as gelowige kyk na lewe, toe spring jy naam in my gedagtes op, en ek het onmiddellik gekontak en gesê, hoor, ek het nodig om met jou te kuier. So kom ek stel jou voor. Dankie. François de Wet, is ek CEO van Wanley. Korrek. Uit my perspektief 'n suksesvolle besigheidsman, getroud, kleintjie op pad. Maar meer as dit, ons gesprekke van ons. So jy het 'n kliniese sielkundige agtergrond, bedryfsielkundige agtergrond. Dankie dat jy my regstel. Maar uit ons gesprekke, uit ons vriendskap uit, het ons al bietjie hier aangeraak en ek het net jou hart opgetel en ek het geweet jy het iets om te sê rondom hierdie onderwerp. Ek wil jonger mense en enige mens bedien vandag uit hierdie gesprek uit. Amazing. So wat ek gaan doen is, ek wil so by 3 punte stil staan vandag, om net te sê, hoor, hier so ek dink, Jesus van ons verwag om te kyk na my lewe en waar ek is. Ek gaan begin met 'n stelling. En die volgende stelling wil ek sommer in die begin, want ek weet mense kyk hierna en is al klaar het so 'n bietjie van 'n angstigheid rondom hulle, en ek wil net sê, as die Here vir jou 'n deur oop het, gaan geen mens dit toemaak nie. Ek glo dit met my hele hart. Ja. As iets rondom die plan van die Here vir jou lewe, wat ons nie mis moet kyk nie, vinnige konteks. Klein Dawid, jongste van klomp boeties. Hy word groot as 'n skaapwagter. Hy dink dit is die enigste plek waarin hy gaan funksioneer, en dan stuur die Here iemand, Samuel. Kan ek net hardop sê, ek glo roeping, calling, purpose, kom ons noem dit daai groot woorde, is nie iets wat ek en jy noodwendig moet gaan soek in ons lewe nie, maar wanneer ons gelowig is daar iets van roeping wat ons kom vind. Ja. Daar's iets vir my gerusstellend daaraan, François, om te weet dat daar 'n God is wat 'n gedetailleerde plan vir my lewe het. So kom ek vra jou hierdie vraag. In alles dit wat ek nou sê, het jy hierdie al beleef in jou lewe? Dat jy dalk oorgekyk, jy's misgekyk, dat jy in plek in jou lewe dalk was waar jy gedink het, luister hierso, hoekom is ek nog nie waar ek moet wees nie, en hoe het jy dit hanteer uit jou perspektief? Ja. Kom ek begin deur om te sê dankie. Dankie dat jy aan my gedink het. Dankie dat ek hier saam met jou sit. Ek dink toe die boodskap deurkom wil ek gesels, was dit 'n onmiddellike ja, want hierdie is regtig iets wat nie net omdat ek 'n sielkundige is of omdat ek is in my loopbaan waar ek is, iets is waaroor ek wil praat nie, maar my storie. My storie en die journey tot en met nou toe. En as die kykers 1 of 2 goed oomblikke, golden nuggets, wat ook al jy dit wil noem, jy kan neem, dink ek
was ons gehoorsaam. Ja. So jy weet, kom ek antwoord jou met my storie. Ek was 'n tennisspeler op skool. Ja. Ek was verskriklik bevoorreg dat my ouers my die geleentheid gegee het om regtig, jy weet, die beste te gehad het, om tot die beste van my vermoë te kon myself aanwend as 'n tennisspeler. Ja. SA klere gekry, al die toernooie gespeel, sterk op pad Amerika toe, ek wil 'n professionele tennisspeler geword het. Yes. So as 'n kind, as 'n tiener, jy weet, is jy onmiddellik omring deur ongelooflik baie performance anxiety, nê? Jy moet wen, nê? Jy is hierdie gawe gegee om hierdie ongelooflike tennisspeler te wees. Ek is ver langs familie, glo dit of nie, van Roger Federer. Yes. Drop hom so partykeer by 'n partytjie, maar wat toe gebeur het is, Lian, is ek het 'n hartkondisie. En ek het al 2 hartoperasies gehad, maar aan die einde van my hoërskoolloopbaan, toe besef ons my hart gaan my nie toelaat fisies om 'n professionele sportman te wees nie. Maar in my kop op daai stadium was dit die narrative vir myself. Ek gaan 'n pro word, ek gaan baie geld hê, ek gaan wêreldberoemd wees. So daar was die eerste terugslag. Is nee, daai is van die tafel af. Soos in matriek, my pelle het al kering, ek spartel, kry 'n beurs by Potch, wat gaan ek swat? Op daai stadium het ek nog nie aan loopbaan gedink nie. En ek kies sielkunde. Weereens, nie omdat ek hierdie diep behoefte gehad het en hierdie idee in my kop gehad het dat dit is 'n calling vir my nie. Ek het net dit gekies, maar ek wil eintlik in Potch gaan tennis speel. Ja. Swat vir 7 jaar, stap 'n baie lang paadjie, BA, BCom, kliniese sielkunde begin, bedryfsielkunde geëindig en op 26 tref dit my weer, my pelle werk al, my pelle verdien al geld en ek sit nog as 'n ou man hier op Potch en swat. Ek het nog niks nie. Ja. Weet, ek's agter. Sure. Ek is nog nie daar nie. Kom in Pretoria, begin werk, weer eens nie die pos wat ek vir myself, jy weet, aan gedroom het of aan gewerk het nie. Op daai stadium geen idee dat ek eventueel 'n CEO en 'n founder van 'n tech company sal wees nie. Ek begin werk en 4-5 jaar in, sê ek so, hoorie, maar ek wil nou trou, hoekom het my pelle al vrouens? Van my pelle het al kinders, my broer het al 'n kind, wat jonger as ek is. Weet, waar is ek in hierdie leertjie? Yes. En so kan ek aanhou met voorbeelde, maar ek dink vir die doeleinde van die gesprek, Lian, ja, ek was al daar. Verskeie kere. Trou toe, ek is nie heeltemal gelukkig in my werk nie, ek wil my eie ding begin, wat gaan ek begin, ek weet nie. Jy weet, ek dink baie keer as 'n jong mens, soek jy hierdie resep, jy soek hierdie antwoorde en ons draai dan na, een van die voorbeelde, social media, Ja. of dit wat ek om my sien, vir die antwoorde. Ek en my vrou trou, ons is getroud, ek en Lance, en ons wil kinders hê, en ons word nie swanger nie, So. en almal om my kinders. Yes. En aanhoudend kom die vyand met jy's nie goed genoeg nie. Dis nie vir jou beskore nie. Jy het nie wat dit vat nie. Daar's iets fout. Kyk wat gebeur om jou. Jy weet, en daai narrative in my kop, daai performance anxiety, gaan ek dit maak? Is ek goed genoeg? Is ek okay? Hoekom nie ons nie? Hoekom dit? Intussen kry Lana 'n brain tumor. Ons het 'n brain tumor operasie in 2020. My ma's oorlede in COVID, my pa's in 'n verskriklike ernstige karongeluk en die wêreld hou aan hierdie storie met my deel dat jy's nog nie daar nie. Yes. En kom ek stop vir 'n sekonde en los jou met 'n magt om inligting. Ons is eventueel, soos jy gesê het, swanger en ons kind kom oor 8 weke. Maar ek is 38 en daai aanhoudende boodskappe elke nou en dan is iets wat ek steeds mee gekonfronteer is. Ja. Jy moet werk. Ja. Ja. So dankie dat jy jou storie met ons deel. Ek dink daar's soveel mense wat met hierdie kan relate. Ek is 30, ek is 32, ek is nog nie getroud nie, waar gaan ek iemand ontmoet, my tyd hardloop uit. En is iets van daai vrees, wat ek glo die vyand reg kry om regtig 'n limiet op ons lewe te sit. Ja. En daar's 'n plek waar ek en jy moet kom en 'n streep in die sand trek en sê, Here, al sien ek nog nie. Ja. Al beleef ek nog. Ja. Is daar iets van ek vertrou op jou in daai wagseisoen. Want daai wagseisoen is nodig. Want jy sê nou oor 8 weke kom julle kind.
Nou François, ek weet nie van jou nie, maar die oomblik toe my dogtertjies gebore is, al die beloftes, alles waarvoor ons gewag het, alles waarvoor ons gebid en beklei het in een oomblik sien jy die Here se goedheid. En dis wat ek net vandag sê. Vir wie ook al hierdie nodig het om te hoor, jy sal die Here se goedheid sien. Ja. Hy is goed Ja. en op die regte tyd. Ja. Alles het 'n tydkomponent aan. Ja. Ons gaan nou 'n bietjie terugkom na hierdie toe. Ek wil na die tweede punt toe gaan wat ek dink baie belangrik is om oor te gesels is baie mense in 'n jong ouderdom kyk rondom hulle en sien eers maar die ou is al 'n CA en die ou is al 'n ingenieur en my vriendin het al dit en die en daai en ek's agter. Ek noem hierdie winterseisoene uit 'n geestelike perspektief uit en wat ek daarmee bedoel is daar's niks soos 'n winterseisoen nie. En daar is 'n tyd wat ons ophou moet rondom ons kyk en voor ons kyk en sê ek spandeer nou tyd aan iets wat ek noem my craft, my skill set. Dit wat my die meganisme gee om die wêreld te verander. En ongelukkig vat dit net tyd. Ja. Jy gaan nie vinniger dit doen nie, jy gaan nie verby dit spring nie. Daar is twee goed wat ek glo jong mense voor hulle kyk na wat almal rondom hulle het, is twee goed. My craft en my character. Want ek glo hierdie ding dat God won't take me where my character can't keep me. Sure. Okay? So baie mense klim vinnig die leertjie, is vinnig in posisies en dink I've made it. Dan besef ek het nie die karakter om te hanteer wat ek nodig het om te hanteer nie. My familie val uit mekaar uit, my verhouding met my vrou val uit mekaar uit, mense by die werk like my nie so baie nie. Mense sien deur die krake. Ja. Kan jy vir my so 'n bietjie insig gee rondom hierdie ding, uit jou perspektief uit? As jy vir 'n jong ou kan sê, hoor luister hierso, hierdie twee goed. Is dit vir jou belangrik? Wat dink jy wanneer ek hierdie vir jou sê? So goed. Sure, daar's baie wat in my kop aangaan. Ek gaan dit probeer saam in 'n pakkie vir ons neersit. Ek dink hierdie hele gesprek begin eintlik by en vir die kyker, jy vra jouself regtig of wat ek nou gaan sê is waar jou hart nou is Lian, wat is die lens of die perspektief waaruit jy hierdie gesprek of temas benader? Want as jy nie 'n geestelike of 'n gelowige oortuiging het dat die Here en die Gees oor jou lewe reeds beheer geneem het, reeds 'n plan vir jou het, reeds die perfekte wil vir jou lewe in elke hoek en draai uitgelê het nie, gaan dit nie jou fondament wees nie. Jou lens en jou perspektief gaan dan materialisme wees. Idols, wat jou vriende het, wat jy sien rondom jou, wat jy lees, wat jy op TV kyk, wat jy sien as jy scroll. En dis moeilik om vir iemand wie se lens nog nie die eerste weergawe wat ek verduidelik het is moeilik vir hulle om dan te snap van waaruit ons kom. So miskien moet ons dit preface en sê, hoorie, as dit dan nog nie jy is nie, gaan doen bietjie miskien daar selfondersoek en werk, want van daar af raak die gesprek redelik makliker. Die praktiese uitvoerbaarheid daarvan is nie. Ons lewe in 'n sonnige wêreld en ons veg teen die vlees, maar as jou paradigm die Gees, Jesus en God is, dan van daar af is karakter 'n ever-evolving, ongoing development journey om meer soos Jesus te raak. En dit gaan nooit stop nie. Ons gaan nooit daar wees nie. Okay, maar daai sanctification wat die hele tyd deur die Gees gebeur, is deel van die character building. Die craft is iets wat jy daadwerklike keuses oor kan uitneem. Jy kan kies, wil ek wat doen? Wat wil ek doen? Jy weet, en dis daar waar talents en time en treasures bymekaar kom, waar jy sê, jy weet, wat het die Here my mee geskape? Wat is talente wat ek het? En ek meen, daar's soveel praktiese goed wat jong mense kan doen en enigiemand, jy weet, psigometriese toetse, 'n life coach, 'n boek, selfrefleksie, meditasie, journal. Ek meen, ons regtig baie tools en techniques en tips daar buite, maar daai craft kan jy 'n besluit oorneem en jy kan amper sien as 'n game. Gaan speel daarmee. Kyk of dit vir jou werk, kyk of dit vir jou energie gee.
Werk dit met jou persoonlikheid. Gaan shadow as jy 'n jong mens is en jy weet nie waar hierdie ding is wat jy oor droom, hoe dit regtig werk nie. Maar die karakter, daai vir my, in my opinie, het niks te doen met jou loopbaan nie. Daai is deel van jou menswees. En ongeag die seisoen waarin jy is, of dit winter of somer is, ongeag waar jy jouself bevind, jou craft beoefen, is jou karakter die fondasie. En in tye van winter of somer, in tye van moeilike besluite, in tye van moeilike keuses neem, is dit waar die karakter moet deurkom. En weer eens, wat is die boublokkies van jou karakter? Is dit die gees of is dit die wêreld? Want as jou karakter die hele tyd omval, jy miskien jouself gaan afvra, wat is die bestanddele wat daai karakter voer? So wat ek sou sê, So ek is so diep geraak deur wat jy sê, die bestanddele wat jou karakter voer. Want dis 'n gesprek op sy eie, ons kan op 'n goeie tyd dit verder hê. Maar vir jou wat in recruitment is, dis letterlik julle besigheid. Jy bring mense met 'n sekere skill by 'n sekere end uit, né, by 'n besigheid of wat ook al. En dan hierdie karakter. Ek neem aan, jy kan verder gesels hieroor, ek neem aan dat hierdie is vir elke jong mens, voordat ons kyk na skill, voordat ons kyk na wat jy bereik het in jou mooi puntjies op universiteit, is dit 'n area wat getoets word. Kan jy so 'n bietjie uitbrei rondom dit? Of vir 'n jong ou wat dalk voel, ek is agter, net so 'n bietjie 'n rigtingstoot van karakter development. Jy het nou baie gesê, maar veral uit 'n recruitment perspektief uit. Absoluut. Ek dink daar's twee modelle in skole. Ek is deel van die een en baie ander mense is deel van die ander een. So die een is, ek word baie gevra, jy weet, oor ons journey, oor Wamley, oor my journey, en my eenvoudige one-liner, en ek het actually 'n slide deck oor dit wat ek, as ek by universiteite genooi word om te praat, dan sit my presentation is, Fransjo de Wet, The Accidental Profession. Dis letterlik my storie. Dit wat ek nou doen, ek het nie 10 jaar dit neergeskryf op 'n papiertjie nie, dit was nie op 'n wit bord nie. Ek het passion, craft en joy gevolg. Imagine 'n liggie, passion, craft en joy. En ek het dit net nuuskierig aanhou volg. En die Here het my kom verras met as daai liggie 'n vertrek aansteek, dan lyk die vertrek so. Of die vertrek lyk 'n stage voor 1000 mense of wat ook al, maar ek het nie omgegee oor hoe die kamer lyk nie, ek het net daai liggie gevolg. Baie ander mense besluit op 16 hulle wil 'n dominee word, hulle wil 'n CA word, hulle wil 'n fotograaf word, wat ook al dit mag wees. Daar's niks daarmee fout nie. Dit is my storie, is niks daarmee fout nie. So, hoe werk dit dan nou as jy jouself wil voorberei om aangestel te word? Ek dink dis belangrik vir kykers en vir jong mense veral om te verstaan dat maatskappye het aanvanklik nie 'n saak oor die mens nie. Hulle het 'n behoefte in die maatskappy in 'n pos. Daai pos is deel van boublokkies om die éventuele strategie te maak bewerkstellig. En daarom soek hulle iemand om daai boublokkie vol te maak. So wat maatskappye doen is hulle bou wat ons noem 'n job profile of 'n job description. En dan lys hulle die vereistes wat die mens aan moet voldoen om aangestel te kan word. Die goeie nuus vir die kyker is dat jy kan iets doen rondom daai vereistes. Ek gaan dit in Engels sê want ek ken nie Afrikaanse name nie. Knowledge, kennis. So wat weet ek? Experience, ervaring. Kwalifikasie in sekere poste en sekere nie. Skills, tegnieke en my persoonlikheid. Daai 5 elemente saam maak in die seleksieproses of Fransjo of Leon gekies word of nie. En maatskappye en tegnologie soos ons help die company om die kandidaate deur hierdie proses te sit en op die einde van die dag is dit eintlik 'n telling. Maar daai telling is 'n deur in 'n onderhoud in. En in die onderhoud is daar dan goed soos pas ek die kultuur van die maatskappy, gaan ek in die lynbestuurder oor die weg kom, maar as jy dit reg doen, tik jy eers daai ander boksies, knowledge, qualification, experience, skills, personality. Nou, jy kan nie regtig te veel aan jou persoonlikheid doen nie, ons is maar inherent wie ons is. Maar kennis, ervaring, kwalifikasie en skills is definitief iets wat jy aan kan werk. So gaan lees op
As jy 'n CA wil word, of as jy 'n sielkundige wil word, of as jy in HR wil werk, of in finansies wil werk, gaan lees op, dis wydeliks beskikbaar. AI kan nou so baie help. Yes, ja. Gaan lees op oor wat is hierdie vereistes. En dan doen jy 'n analise op jouself oor waar dink ek is ek in verhouding tot wat hierdie pos vereis. En dan bou jy vir jouself 'n ontwikkelingsprogram. En jy kry mense en hulpbronne in en om jou, om jouself in 'n posisie te plaas waar jy die beste kandidaat vir die rol kan wees. Ek hoop jong mense luister hier. Dit is sulke goeie praktiese raad wat jy besig is om te gee. Ek wil hierdie gesprek land as ons so 'n bietjie kan spring weer terug na iets wat ons vinnig aangeraak het en dit is die winterseisoen. Ja. Ons mens wil nie deur pyn gaan nie. Ja. Iets wat ons net nie wil beleef nie. Ja. Maar ongelukkig is dit die plek waar die meeste vrug in jou lewe ontwikkel word. Korrek. Bietjie jou hart krap. As jy kan terugkyk, jy het nou 'n paar goed vinnig nou genoem, maar om te sê winterseisoene in jou lewe, en as jy moet terugkyk en sê die eintlike effek daarvan op die einde van die dag, in jou storie, kom ons gaan terug na jou storie toe. Ek wil nie te veel gedagtes in jou brein insit nie, wil jy net dit wat jou gees nou voel, net vir my weergee, uit daai perspektief uit. Ek het sekere winterseisoene geïgnoreer, en ek het sekere winterseisoene gekonfronteer. Wat bedoel ek? Toe ek deur 'n groot break-up was, toe ek nie kon aanhou tennis speel nie, toe my studies nie perfek uitgewerk het die eerste keer nie, het ek vir verskeie redes nie gaan sit in daai pyn, my hart oopgemaak, my ore oopgemaak en my mond toegemaak nie. Ja. Want ek wou nie deel met die ongemak en die resentment en al die ander negatiewe emosies wat daarmee saamgegaan het, die stories wat ek myself vertel het, of wat die Here dalk vir my wou vertel, wou ek nie hoor nie. En Lian, as ek nou terugkyk, is ek so jammer ek het dit gedoen, want ek het uitgemis op die groei wat daar kon plaasvind. Hoe maak jy dit vol? Drank? Seks? Ja. Geld? Kuier? Die lys gaan aan. Dan was daar seisoene, toe my ma oorlede is, toe my vrou 'n brain tumor operasie moes kry onverwags, toe ons nie kon swanger word nie, toe ek onseker was oor my loopbaan tussen Wamley en waar ek begin werk het, waar ek ruimte en spasie en tyd geskep het om in die winter te sit. Voete koud, is donker buite, is nie lekker nie. En thinking back was dit daar waar ek die Here toegelaat het om te beweeg en te werk en met my karakter te werk. En ek moes harde vrae antwoord. En om dit prakties te maak, ek het tyd geskep tussen 4:15 in die oggend en 6:30 in die oggend, waar my foon af was, waar ek met niks anders te besig was nie, vir daai om te gebeur. Ek het in gesprekke waar mense soos jy, wat nie bang was om vrae te vra nie, het ek nie die vrae geïgnoreer nie, ek het geantwoord en gesels. Ek het ja gesê vir 'n manne wegbreek naweek, wat in my kop op daai stadium stupid was. En met geen verwagting in daai naweek ingegaan nie. En dis waar die groei en die ontwikkeling plaasgevind het. En ek sien uit nou vir winterseisoene. Want jy's heeltemal reg. Ons kan dit nie vermy nie. Maar ons kan kies wat ons as daai seisoen aanbreek, wat ons daarmee doen. Hardloop ek weg en gaan sit ek die heater aan, of bly ek op die bank met my koue voete en luister? Hierdie is die harde realiteit wat ek nou net wil aanspreek uit dit wat jy nou sê. En ek wil hê jong mense moet hierna luister. Jy ontmoet die Here op 'n ander manier in die diepste plek van jou seer. Jy het nodig om daar te ontdek dat in my seerste rou, wonder, vrees, twyfel, skaam, skuld, in die ditches is Jesus by my.
Baie ouens dink in my somerseisoen, as daar vrug is, die Here is by my. Ja. En dit gaan goed. God is goed. Ek en my vrou het ook 'n seentjie verloor. En dit was bitter rou en bitter seer. Maar in daai seer, dis nie die God van die berg wat my aan die gang hou nie. Dis die Vader, die Jesus wat my daaronder kom al het. Ja. Toe ek in bitter pyn en seer was. Ja. Ons seentjie is oorlede. En 2 jaar later stig die Here 'n gemeente en hy sê noem die gemeente Kaleio wat ons seentjie se naam sou wees. So alhoewel daar nie 'n fisiese lewe aangegaan het nie, het dit nie ophou lewe nie. Ja. En ek wil vir jong mense net vandag uit hierdie gesprek sê is moenie winterseisoene vermy nie, want dis daar waar jy Jesus op 'n ander manier ontdek wat jou gaan dra as jy weer winterseisoene tref. En dit produseer 'n vrug in jou lewe. Want wanneer jy as gelowige dan in 'n plek instap met die gees van God in jou en die karakter wat jy het, kan mense jou nie miskyk nie, punt. Ja. Ja. Mense kan dit nie verduidelik nie. Mense gaan dit nie op iewers kan measure nie. Ek sê altyd, ou pastoor het my altyd geleer, vang hulle met jou gees. Vang hulle met jou Ek storie. wil dieselfde sê, die nie miskyk nie, is nie noodwendig François of Leon nie, maar die transformasie van Jesus in die donker seisoen in François en Leon. Daar's hy. Dankie vir die deel. Sien jou François, ons kan nog ure verder Ons kan. gesels. Ek Ons dink kan. ons sal weer afspraak maak. Maak so. Maar dankie vir jou wysheid en jou kennis vandag. En dankie dat jy jou storie met ons gedeel het. En dankie dat jy hierdie alles vir ons beskikbaar gestel het. Met die grootste liefde. Om 'n gemeente en verder as dit mense te kan seën rondom dit. Ek kan nie wag vir jou die babatjie se geboorte nie. Hou ons op hoogte. En ek bless Wembley en dit alles wat julle doen. Dit is nie net 'n besigheid nie. Ek weet dat die Here hier besig is met iets baie groter. Dit wat jy nog self nie eers weet. Wat die Here mee besig is nie. Dankie Leon. Ek bless jou. Jy laat jou kaart. Ek is lief vir jou. Ons gesels weer.